Hallo Stefan, ons wag net vir jou. As gevolg van jou wag ons alweer. Ek jok sommer. Wat sê Stefan? As ek net my duimpie kan kry van bo af. Daar sy. Ai, dis so lekker om elkeen van julle vanoggend weer hier in die huis van die Here te sien. Is julle ook bly? Ja, nou sit julle op verkeerde plek. Ek is gewoond julle sit bietjie vorentoe. Nou sit jy daar agter, deur ver agter, maar dis goed. Dis goed, ek hou jou dop. Daar sê, man, ek wil vir elkeen van julle hierso sê baie welkom. Ons is bly julle is vanoggend saam met ons hier by Leefstyl en ons Facebook friends wat online kyk, ons sê vir hulle ook baie welkom. Ag, jene, hierdie ou nare winter het 'n klompie van ons mense siek, nê? Almal loop met 'n loopneus en ek het vir Paul gesê ek wil vir sy neus stekkies aantrek. Want kyk hierso, dit raak 'n bietjie wild. Mense kan nie meer bybly nie. Maar nietemin nie. Ons wil hê ons moet gesond bly en is belangrik om nog steeds na die huis van die Here te kom om te kom ontvang, want hier is dit warm en ons moet hier warm word. So ja, ons is vreeslik dankbaar. Oom Willie, gaan jy vir ons die diens open vanoggend asseblief? Goeiemôre aan elkeen. Ek wil hê met jou oë toemaak en dan buig jy jou hoof. Ek wil hê jy moet dink, wat het gebeur van verlede Sondag tot vandag toe? Waarvoor is jy dankbaar? Het jy gevra die hele week of het jy vir die Here dankie gesê? Dink daaroor. Staan jy met hande wat altyd net vra, of staan jy met hande wat gee? Wat gee jy vanoggend vir die Here terug vir wat jy ontvang het in die week? Ons hemelse Vader, ons is dankbaar dat ons vanoggend hier kan wees. Al is dit koud, Here, dit maak nie saak nie, maar binne in ons harte is dit warm. Dankie vir u woord wat dit binne in ons warm maak. Dankie dat ons 'n prediker het wat vir ons die woord sal bring. Dankie, Here, dat u met die prediker gepraat het vir wat hy vir die gemeente moet gee. Vader, dankie dat ons 'n praise and worship team het. Dankie dat ons vir Corneille het, sodat sy ook kan hoor wat u vir haar sê. Vader, dankie dat ons vanoggend kan opstaan en kan asemhaal. Vader, ek dank u nou dat u teenwoordigheid ons sal lei in hierdie diens. Laat ons nie die Heilige Gees sal beperk nie, maar dat ons sal ontvang uit u hand uit. In Jesus se naam. Amen. Dankie oom Willie. Nou voor ons gaan begin vanoggend, dink ek moet ons maak soos wat ek altyd met die maatjies by die kinderkerk maak. Ons moet gou ons vingers net so bietjie skiet, want ek dink my vingers is ijskoud, my lyf is warm, maar my vingers is koud, ek kan nie klap nie. En as ons nou gaan praise and worship, oh boy, dan gaan ons hande en ons vingers moet gebruik om te kan klap, laat ons kan warm word. Is julle in? Is julle in? Waai gou bietjie hierso. Oom Piet, hallo oom Piet, daar is hy, hierdie kant. Daar is hy. Tannie Andrei, ek is so bly om jou weer te sien. Ek het julle gemis, hoor. Julle het baie rondgery. Nou ja, toe ek is bly julle is terug. Nou gaan julle nooi om saam met ons te staan, jou tiende en offerhande na die skatkis te bring, soos wat dit in jou hart is. Die Here sê hy het 'n blymoedige gewer lief. En ja, ons moet gee vir die kerk, dit is belangrik om te kan gee vir die kerk. Ek wil vir julle sê, dankie vir die almal wat 'n beloftebriefie ingevul het en die beloftebriefie al deurgesit het vir die ligte. Ons gaan 'n lekker markdag hou hierso binnekort en dan gaan ons ligte hê wat kan mooi skyn. So ek gaan julle vra om op te staan, tiendes en offerhande na die skatkis te bring. Groet die een langs jou, voor jou, agter jou en sê vir hulle, are you ready? Are you ready? Girls and boys, daar is sy musiekspan. Gooi milies.
net nie werk nie. Kom ons stop gaga. Almal druk vir almal. Loop gou na iemand en gee my druk. Nie die buurvrou nie, die buurman vir die buurman en die buurvrou vir die buurvrou. Gaan ek by jou bykom, Elmarie? Ekskuus. Daar sy so warm druk. Op lag. Bidkamer toe, die buurman het die buurvrou gedruk. Ons het dit gesien, hoor. Daar sy is almal nou warm, gaan ons weer probeer. Skuif jou voete, hoe gaan daai ene? Skuif jou voete en dans voor die Here. Daar's mos so 'n gedeeltjie op, maar ek weet nie, ek dink ons kry te koud vir skuif jou voete. Kom ons klap weer ons hande. Klap jou hande en juig vir die Here. 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 Vir die Here, vir die Here. Klap jou hande en juig vir die Here. Vir die Here, vir die Here. Klap jou hande en juig vir die Here. We gonna
video van 'n vriendin wat hom vir my stuur, is daar in Israel waar die bomme val en is oorlog en is regtig oorlog. En hulle is in die bomskuiling daaronder. En jy kan nie glo nie, terwyl die bomme val, loof hulle die Here. Hulle het die hele bomskuiling ingerig. Die hele familie is daaronder. Daar's 'n klavier, daar's 'n gitaar, daar's so 'n handtrommetjie. En hulle loof die Here. Ongeag van hierdie bomme wat val, hierdie missiele wat skiet, ongeag van wat buite aangaan, kies hulle om die Here te loof. En dit is vir my so spesiaal om te dink, Here, ongeag van wat buite aangaan, kies ek om U te loof. Want U maak vir my saak, ongeag van my finansies, ongeag van my kinders, ongeag van wat by die skole aangaan, kies ek om die Here te aanbid, kies ek om hom te prys. Here is soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome. Smag ons harte en ons siele na U vanoggend. En ons wil net vir U sê, Here, ons gee alles. Ons gee net alles oor aan U vanoggend. En ons sê vir U dankie dat ons in vrede U mag aanbid. Dat ons in vrede tot eer van U mag sing. Soos 'n wildsbok. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. Soos 'n wildsbok. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Soos 'n wildsbok. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid wil ek wag. U
deserve the glory. Oh, Jesus, you alone. For you alone are holy. You alone are worthy. So you deserve the glory. Jesus, you alone. You alone are holy. For you alone are holy. You alone are Here, amen, Jesus. Oh, ja, alleen Jesus. Dankie, Here. Yes, Lord Jesus. Amen, Jesus. Dankie, Here. Jesus, you alone. Amen. For you Yes, Lord. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, Vader, ons aanbid Jesus. Ja, Here. U alleen Jesus. U alleen, Here. deserve the Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Jesus, you alone. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Oh, dankie, Here. Dankie, Here. Amen. Ja, Here. Ons gee alles oor, Here. Jesus. Amen. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, thank you, Lord. Here, help ons om volgend oor te gee, Here. Alles, Here. Alles, Here. Alles, Here. In U naam, Here. Ons gee oor, Here. Ons gee oor, Here. Ons gee oor, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. O, Vader. Ons loof Jesus. Dankie, Here. Dankie. Kom ons vat 'n oomblik en kom ons kom regtig op daai plek waar ons volgend kan sê, Here, ons gee alles vir U, Here. Vader, vanoggend, Here, gee ons alles oor. Here, ons wil niks terughou nie. Vader, ons wil vanoggend voor U staan naak, Here, oop en gereed, Here, dat U ons kan vorm soos U wil hê, Here. Maar Here, ek weet dat dit eers kan gebeur wanneer ons alles oorgee, Here. Vader, ons gee partykeer net ten dele en dan dink ons dis genoeg. Maar Vader, vanoggend bid ek, Here, dat ons alles sal oorgee, Here. Vader, want ek besef in hierdie oggend, as ons nie alles oorgee nie, hoe kan ons op die plek kom waar ons wil kan ontvang, Here? Dit is so maklik om te sê dat ons wil ontvang uit U hand. Here, maar ons kan nie ontvang tot en met ons oorgee. Vader, en ek bid vanoggend, Here, dat ons nie sal terughou nie. Ek bid dat ons vanoggend, Here, in lyn sal wees met wat U vir ons sê, Here. Met wat U gedagte, met wat U plan is vir elkeen van ons. Here, ek bid, Here, dat waar ons nou gereed maak, Here,
Waar ons reg maak om te ontvang uit u woord, Here. Bid ek, Here, dat daar kalmte oor hierdie huis sal oopgaan, Here. Ek bid, Vader, dat ons vanoggend in gereedheid, in 'n kalmte kan sê, Here, ek gee oor, Vader. Vader, dit wat ek dalk weggebêre het, dit wat ek dalk nie elke dag gaan dink nie. Vader, ek wil dit alles oorgee. Ek wil vandag op die plek wees waar ek kan sê, Here, ek staan werklik naak voor u. Daar's niks meer wat in die pad is nie, Here. Vader, ek bid u seën op vanoggend op die woord, Here. Ek bid, Here, dat niks in my sal wees nie, maar alles in u, Here. Ek bid, Vader, dat elke woord, Here, op u tong sal geskied vanoggend, Here. Ek bid, Vader, dat u manne en vroue en kinders se lewens vanoggend sal verander, Here, net met die wete om vanoggend te kan sê, Here, ek wil ontvang. Vader, ek bid, Here, wees u nou die voorloper, Here. Ek bid u soewereine wil oor hierdie huis, Here. Dat daar niks in die vlees sal wees nie, Here, maar alles in die gees. Is my gebed nou, Here. In Jesus naam. Amen. Amen, Jesus. Ons kan ons sitplekke neem. Oh, ek het die mooiste woord raak gesien en ek het eers lekker gegiggel want ek het geweet baie gaan dalk dink soos ek. Maar toe ek die woord sien en ek besef, joh, mens kan dit so maklik anders te sê. En dan kan die betekenis so vinnig verander. Jy sien, daar's 'n woordjie ontvang wat eintlik so uitstaan, maar in Grieks is daai woordjie lambado. Nou, terwyl ek die woord na kyk en ek dink, Here, ek wil net meer hê. Ek wil meer betekenis hê. Ek wil meer diepte hê. Want jy sien, partykeer fokus ons op 'n woord. Maar ons ken net een betekenis van die woord. So ons limit onsself baie keer dat ons net dink dat daai woordjie kan net soveel beteken in my lewe. Maar hoor gou hierso, as ons gaan kyk na die betekenis van lambano, dan sê hy om te ontvang, om te neem, om te aanvaar, om in besit te neem. Ekskuus. Terwyl ek na daai woorde kyk, dink ek, Here, hoeveel van hierdie goed doen ons? Want ons raak so opgewonde tot en met dit by ons kom en hardloop ons weg. Dis amper soos het jy al gesien as jy verby 'n jaard loop, dan lyk dit of daai hond groot of klein jy wil opvreet. En as jy hek oopmaak en kyk net vir jou, dan sal niks meer snaaks nie, want raai wat, daar's nie iets wat hulle skei nie. Ek kan my doodlag vir hierdie video's wat hulle op TikTok sit, waar die honde lyk of hulle mekaar gaan verskeer en dan gaan die hek oop en dan kyk die honde vir mekaar as hulle wil sê, wat moet ons nou doen? Ekskuus. Is dit nie wat ons ook doen nie? Ons raak so excited omdat ons hoor, ons kan iets ontvang, maar ons kom net tot voor die punt waar ons kan ontvang en dan vat ons hande weg. In die vlees, om te ontvang, wat moet jy doen? Jy sien, as ek nie met my hande so staan nie, kan ek nie ontvang nie. In die gees moet ek net my gees oopstel. Ek hoef nie met my hande so te staan nie. Ek hoef net my gees oop te stel om te sê, Here, jy sien, om dit te kan doen, het ons nodig om hierdie liedjie te verstaan wat ons mee afgesluit het. Ek gee alles oor. Tot en met jy oorgee, kan jy nie ontvang nie. Niks. Jy kan doen net wat jy wil. En jy kan vir my wat se argument gee, en ek sal dan nou luister, en as ek klaar is, gaan ek net vir jou sê, nee. Want dis die antwoord. Jy kan nie ontvang, tot en met jy op die plek gekom het, waar jy oorgegee het aan Jesus nie. En ek praat nie van dele nie.
wanneer jy jou alles oorgee, kan hy jou alles gee wat jy moet ontvang. Dis waarom ons baie keer so 50-50 loop. Jy's half empty. Jy weet nie hoe om vol te kom nie. Ekskuus. Hoekom is dit? Daar is so 'n paar punte wat vir my uitstaan en ek wil graag hierdie vir julle lees. Genade en vergifnis. Here, ek wil u vergifnis ontvang vir my sondes en die rustigheid wat kom met versoening met u. Jy sien, daai twee woordjies, genade en vergifnis, is baie belangrik vir ons om vorentoe te gaan. Maar hoor nou hierdie mooi woordjie, vrede. Filippense 4:7, in die 83 vertaling sê dit mooi, hy sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Is dit nie interessant nie? En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes. Is dit nie 'n mooi kombinasie nie? Dat die twee moet saamloop. En ek sê dit al vir lank. Ek is bang ek sê nou 5 of 6 jaar en dalk sê ek dit net vir 2 jaar. My kinders sê ek oordryf altyd, want elke keer as ek vir hulle sê, dan sê ek het 1000 keer vir jou gesê. Nou om een of ander rede, ek dink Jason tel elke keer as ek iets sê. Hy sê, papa, is nog nie 1000 nie. Ek sê het jy oor die jare al geboek gehou, hoeveel keer ek het gesê. Jy dink net aan die laaste week. Maar ek praat van 'n leeftyd. So jy sien, ons moet op die plek kom waar ons verstaan, dat hierdie en hierdie moet gesamentlik werk. Want anderste beteken vergifnis en niks van die ander goed, enigiets nie. Vrede gaan absoluut niks vir jou beteken as jy nie vrede het nie. Want ons is so besig om net alles toe te maak en ons te beskerm, dat ons glo en dat ons dink, ons is okay. Maar ek wil vanoggend vir jou vra, het jy vanoggend Filippense 4:7? Het jy die vrede wat hy hiervan praat? Of is dit net 'n mooi vers? Of is dit net 'n vers wat jou laat dink? Jy sien, en ek wil dit graag weer lees. Ek wil jy moet mooi hoor. Ek wil jy moet toelaat dat die Gees van God hierdie sal hier filter en hier filter. Hy sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Here, wat is beter as dit? Jy sien, Satan kom en hy fluister goed in jou oor. En hy regverdig alles wat in hierdie wêreld aangaan. Maar die woord van God sê, ons moet nie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. So hou op met hierdie verskoning van almal doen dit so ek kan dit doen. Weet jy wat, nêrens in die Bybel staan dit dat hierdie ding of hierdie ding my gaan laat hel toe gaan nie. Dis al wat ek die hele tyd hoor. Waar staan hierdie sonde? Ek wil gou net vir jou 'n refresh gee. Sonde is sonde is sonde. Hallo? Hy het nie nodig om elke ding by die naam te noem nie. Maar as jy 'n ding wil regverdig, dan weet jy mos dis uit lyn uit. Want weet jy wat, ek hoef nie die liefde van Jesus te regverdig nie. Want dit is vol. Dit gee my net geheel en al daai gemaklikheid om net te wees wie ek is. Maar as ek moet begin reg staan en pa staan vir elke dingetjie wat ek doen, is dit nie die Heilige Gees wat klaar vir jou waarsku? Waarmee is jy besig? Jy's uit lyn uit. Jy het nie eers nodig dat jou broer jou hoef te vermaan nie. Jy het die Heilige Gees, as jy hom toelaat. Jy sien, as jy toelaat dat hierdie en hierdie in eenheid begin werk, en dat die Heilige Gees begin oorvat, sal die Heilige Gees net vir jou sê, jy is in lyn of jy is nie.
Dan kom daar 'n mooi punt, liefde en aanvaarding. Dis twee goed wat baie kort kom. Oral waar ons gaan, hoor jy dat mense hinker na liefde. En dan kom daar 'n woordjie aanvaarding. Ag, dankie Tannie. Ja, die ou tannies is gegeer. My vingers is dom, Tannie. Ag, ek gaan so maak. Ekskuus, dis daarom nie dieselfde as Chappie Kou nie. Ek hoop nie ek preek dat hy uitskiet nie. Liefde en aanvaarding. Here, help my om myself deur u oë te sien. Hier is baie belangrik. Help my om myself deur u oë te sien. Want raai wat, om een of ander rede sien ons net al die foute raak. Ek kan nie glo dat mense in die tyd in 'n spieël kyk en nie happy is met wat terugkyk nie. Jy staan geskape na die beeld van jou Vader. Weet jy wat, omdat ander dit nie love nie, beteken nie jy moet dit nie love nie. Want as Jesus in jou is jy die beste weergawe van hom wat daar kan wees. So ons moet op die plek kom waar ons verstaan wat liefde en aanvaarding is. Here, help my om myself deur die oë te sien, waardevol, geliefd en nie verwerp nie. Jy sien, verwerping het 'n groter ding geword in ons samelewing as liefde. Want oral waar ons kom, ervaar jy meer verwerping as wat jy liefde ervaar. Dit is so verkeerd. Ons is in 'n tyd waar eintlik liefde moet seëvier oor alles. Ons sing hierdie mooi liedjie, die liefde van Jesus is wonderbaar, maar sing ons dit net in die kerk of leef ons dit daar buite? Jy sien, dis die bekommernis. Dan kom hy op 'n puntjie wysheid en leiding. Ek vra u leiding vir elke besluit in my lewe, Here. Ek wil vir jou vandag sê, as die Here jou nie die leiding gee nie, gaan jy die heeltyd foute op foute maak. Jy gaan al die verkeerde besluite neem. Want hy alleen is die leidsman. Hy alleen is die een wat jou kan vat in 'n rigting. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie, baie keer is jy besig met iets, en dan kom jy tot op 'n punt, en dan is dit asof die Heilige Gees net vir jou sê, en dan vat jy net in 'n ander rigting. En dan na die tyd, dan dink jy, was ek nie op pad daartoe nie. Jy sien, die Here het jou eintlik gelei in 'n rigting waar hy jou wil hê. En dis wat ek en jy moet besef, dat hier die wysheid en leiding kan alleenlik van hom kom. Help my om u wil te onderskei. Daai is 'n bietjie van 'n ding wat hier agter krap, want weet jy wat? Ons is so vol baie keer van onsself, dat ons nie toelaat dat die Gees van God vir ons die onderskeiding gee nie. Maar ons is so vinnig om te sê met die mond, ek het die Gees van onderskeiding, maar ons tree op asof ons nie eers weet wat dit is nie. Jy sien, dit is so belangrik. Herstel en genesing, hierdie is twee woorde wat baie belangrik is. En ek wil hê dit moet net so oomblik by jou vassteek. Ek bring my gebroke hart en my siek liggaam, my seer emosies, genees my Jesus. Daar's niks meer nie. Hoekom maak ons dit so moeilik? Hoekom maak ons dit asof dit nie in ons reach is nie? Kan ek vanoggend vir jou ietsie sê? Omdat jy nie oorgee nie. Omdat jy nie losgemaak het nie, is hierdie buite jou bereik. Ons het so vinnig gesprek, nou daar in die bidkamer, ons sê, as mense net verstaan, om te ontvang, val nie net uit die lug uit nie. Genesing is nie net iets wat, okay, dis so nie.
Daar is nie so iets nie. Jy sien, om by genesing uit te kom, het jy as mens eers nodig om oor te gee, los te maak. En dan jouself oop te stel en te sê, Here, laat U wil geskied. Vader, kom vat weg wat U wil weg hê. Jy sien, maar ons wil vashou aan die goed wat ons like. Nee, dit kan nie weggaan nie, dit is wie ek is. Ek dog, jy is die beste weergawe van die een wat in jou is. Jy sien, ons moet op 'n plek kom waar ek en jy besluit wat ons wil doen. Ons moet besluit wat ons identiteit is. In wie is ons identiteit? Is ons identiteit in hierdie wêreld of in Jesus? En dan 'n mooi enetjie, krag en moed. Versterk my geloof. Ek wil U krag ontvang om staande te bly wanneer ek swak voel. Ek wil vandag vir jou geheim vertel. Jy kan maar Solusa 45 drink en al hierdie snaakse goed, dit beteken net mooi niks. Ek luister hierdie goed van Red Bull gives you wings. Dit gee net hartkloppings, dis al. Of my vlerke is geknip. Want weet jy wat ek verstaan nie? Ek kyk op hierdie blikkies en sê hulle dis hierdie baie nikotien of wat? Kaffieïn. Seker maar 'n kombinasie. Wat in die blikkie is en dit kan jou soveel energie gee. Ek hoef dit nie te drink nie want ek kry daai kaffieïn op 'n dag in. En ek drink koffie op koffie en raai wat, dis net om wakker te bly party dae. Maar dit gee my nie ekstra woema nie. En dit gee my nog minder vlerke. Ek dink net ons moet op 'n plek kom waar ons weet, daar's net een wat ons kan krag gee. Daar's net een wat ons ekstra energie kan gee. Ek wil vir jou sê, ek kan hoe moeg wees, maar wanneer ek in die woord ergens iets raak lees wat ietsie prik, dan raak ek soos 'n kind wat wag vir Kersfees. Kyk, daar's nie 'n lekkerder gevoel om al daai goed te sien, maar jy sien dit ook nie. En jy is ook nie seker wat is joune en wat is nie. Want die goed's toegedraai. Hoe spiteful kan iemand wees om soveel geskenke bymekaar te sit met geen naam? En jy weet nie eers, nou raak jy excited oor hierdie groot boks en is jy joune nie. Dis waarom sulke goed my nog nooit geplaat nie. As ek moet begin wonder wat agter dit is, verloor ek belangstelling. Ek love dit wat ek sien. Of dit bietjie of baie is. Maar dit wat ek ervaar, maak my vol. Jy sien, ons het in 'n ding gekom waar ons so besig is om mekaar te wow met daai ou ietsie. In plaas van om net die liefde van Jesus toe te laat. Om net die opregtheid te laat seëvier. Om by iemand te kom met alles wat in jou is. En soveel opregtheid. Dat daai persoon nie vir 'n oomblik hoef te twyfel. Weet jy wat, as ek hier staan, wil ek vir oom Japie groet. Ek wil vir oumie groet. Nie, ek weet nou nie moet ek links of reg nie, so ek moet nou een van die twee. Kom groet jy nie maar net al twee nie. Dit vat niks uit jou uit nie. Veral wat jy weet, is die twee mense, die twee ouens wat vanoggend net ietsie nodig het. Net daar ietsie om in te trek, om vol te maak. Maar ons is so besig met ons eie goed. Ons is so besig om te kyk wie kan ons waar sidestep. Ek is op 'n plek waar ek is moeg om weg te kruip, ek is moeg om verskonings te maak. Here, sit dit net hier voor my. Vader, U woord sê wat in die duisternis sal in die lig kom. Ek bid dat alles net in die lig sal kom. Die lekker en die nie lekker. Want raai wat, daar's lekker goed wat baie keer in die lig kom wat jy excited maak en daar's minder lekker goed. Veral as jy dink iemand love jou en dan kom jy agter hulle like jou eintlik glad nie. Surprise, surprise.
Hoekom pla dit jou? As Jesus jou liefhet, hoekom steur jy jou aan wat iemand van jou dink? Miskien is dit net omdat hulle nie regtig weet wie jy is nie. Het jy al daaraan gedink? Want ons gee partykeer net soveel oor. Ek wil by hierdie skrifgie kom en ek love hierdie woord. In Markus 11:24, die ou vertaling sê, en alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. So kort skrifgie, so maklik. Ek jou gou vra, wat wil jy ontvang? Het jy al mooi gedink, wat wil jy ontvang? Jy sien, partykeer is dit hier reg voor jou. Vader wil dit net vir jou gee, maar ons is nie seker wat ons wil ontvang nie. Ons het soveel idees. Ons is so besig met baie. Ons is nie eintlik seker wat wil ons ontvang nie. Hoor gou wat sê in die Amplified, dieselfde skrif. For this reason I am telling you, whatever things you ask for in prayer. Sien, daar kom die woordjie in prayer. In accordance with God's will, in hakkies. Jy sien, dit is waar die dingetjie kom. Ons wil baie goed vra, maar dis nie in lyn met God se plan nie. Dis nie in lyn met wat hy eintlik vir ons wil gee nie. Believe with confident trust that you have received them and they will be given to you. Partykeer verstaan ek nie, hoekom kan een vers in 'n ander taal soveel detail vir jou oopmaak? En dan dink ek, Here, ek raak excited net oor die een woordjie in die Afrikaans. Glo dat julle dit sal ontvang, kom maar. En julle sal dit verkry. Maar nou om op plek te kom dat jy dit glo, moet jy hierdie wat hy hier gesê het, whatever things you ask for in prayer. So wat jy vra in gebed, glo dat jy dit sal ontvang. Maar ek wil vanoggend vir jou vra, glo jy dit? Of is jy net op die plek dat jy nie wil nee sê nie? Ek kan nie nee sê nie, almal gaan vir my kyk. Jy sien, om te sê jy wil iets hê, moet jy dit met oortuiging doen, en jy moet dit in gebed gevra het. Anders is dit so goed, jy vra dit nie. Dis waarom jy dit nie ontvang nie. Daar's soveel goed om ons, wat eintlik net so, dis in jou reach. En dan dink jy, Here, ek is by dit, maar hoekom kan ek dit nie kry nie? Want jy was nog nooit op die plek waar jy 100% oorgegee het. Om te sê, Here, ek is nou gereed om te ontvang, soos wat U dit wil gee. Nie soos wat ek dit wil kry nie. Nou, ek weet nie van julle nie, ek is 'n dromer. Die Here gee vir my temas in drome. Dis hoe ek op preke kom. Ek droom van iets, en nou weet julle hoe frustrerend is dit, as jy vir 2 weke nie preek nie, dan hou jy nie op droom nie. En dan moet jy probeer by een tema bly. Want jy raak so excited, jy wil net met iemand praat, en hierdie week was ons by niemand nie. Wel, ek was nog minder, ek was net in die bed. Maar die hele tyd het die Here hierdie dringendheid, en ek ervaar hierdie droom van die woordjie ontvang. En ek sê, Here, help my net om te verstaan, hoe kom ons op die plek? En is asof die Heilige Gees net so gemaklikheid in my oopmaak, en weet jy, dis hoe ek myself sien, staan, net so. En ek dink, Here, dit kan nie so maklik wees nie. Maar raai wat, dit is. Want wanneer jy gereed is en jy het leeggemaak, dan kan jy ontvang. Dan kan die Here vir jou gee soos wat hy goed dink, soos wat jy nodig het, soos dit jou behoefte is. Jy moet net op die plek wees waar jy gereed is vir dit. En dis die tyd wat ek die meeste love, want wanneer die Here my sulke drome gee,
Elke persoon wat in my gedagtes kom, wat ek weet, wat iets in 'n liggaam kort, begin ek dan voorbid. En dan raak ek heel weggevoer. Ek sê, Here, ek bid Vader, dat daai nie by enige iemand 'n spotlight gee nie. Dat ons in U huis sit, en dat ouens net ontvang. Soos wat U woord besig is, moet ouens net opstaan en besef, hey, wil jy imagine, jy staan op en daai ding val net van jou been af. Jy sê, imagine, jy gaan nog dink, jy sit daar in die volgende oomblik, staan jy langs ons. Jy sien, want by God is alles moontlik. Maar ons beperk hom, want ons kom op 'n plek en dan dink ons, jy verstaan nie wat in my liggaam aan die gang is, dit kan nie net gebeur nie, ja, dit kan. Jy sien, by God is niks onmoontlik nie. Wanneer ons hierdie skrif vat, en ons staan op die plek en ek sien, en alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang. Dis waar die uitdaging kom. Die geloof, om te glo, Here, dankie, ek vat dit, ek ontvang dit. Het jy geweet, dat soos jy besig is om te ontvang, gaan die Here vir jou begin wys, maak los. Daar ding het nog nie afgestaan nie, maak los. En die volgende oomblik, gaan jy net agterkom, ek doen nie meer dit nie. Hierdie is nie meer deel van my lewe nie. Jy sien, losmaking is nie iets wat jy uit mekaar uitskeer nie. Ouens dink, hoe gaan ek dit doen? Dit gaan so moeilik wees. Nee, dit is nie. Dis wanneer jy dit nie vir God gee nie. Maar wanneer jy dit vir God gee, en jy begin net in die moontlike operate, en jy begin aangaan, dankie Here, ek kyk nie vas in dit wat hulle sê nie, ek kyk nie meer vas in dit wat onmoontlik lyk nie, ek wil nie die hele tyd probeer dink, hoe is dit moontlik, dat hierdie of hierdie in plek gaan val nie. Here, U het my geskape, U het die eerste asem in hierdie longe ingeblaas, en ek is nog steeds hier. Maak nie saak wat die uitdagings was nie. Ek wil hê jy moet net so links en regs kyk. Daai ou sit nog steeds langs jou. Is dit nie awesome nie? Weet jy hoekom? Want sy genade is so groot. Hy het 'n manier om ons te dra wanneer ons nie meer kan loop nie. Wanneer ons nie meer kan dink nie. Maar hoor gou hierso. Hierdie is my so mooi, hy sê, om te ontvang moet jy glo God is goed. Hy sê in Jakobus 1 vers 7, in die 83 sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Kom aan, het jy al ooit 'n slegte gawe van bo ontvang? Ek het nie. Elke keer is dit asof dit net my mind blou. Here, hoe is dit moontlik? Hoekom sal U dit vir my wil gee? Daar's soveel ander wat eintlik beter in dit pas. Jy sien, want jy kyk nie met die oë wat Jesus kyk nie. Jesus kyk na die wat bereidwillig is, en hy gee vir hom daai gawes, en hy gee vir haar die gawes. Hy kyk nie na hoe oulik jy is, hoe mooi jy praat, hoe geletterd jy is nie. Hy kyk na hoe bereidwillig jy is. Jy sien, dis wat ons nie verstaan nie. Gaan kyk na die track record van die disippels. Kom ek sê vir julle, daar was baie slimmer ouens, wat dalk 'n vreeslike fancy job kon doen, maar hulle sou nie 'n opregte job kon doen nie. Want hulle het nie geweet hoe om die minste te wees nie. Hy gaan aan en hy sê, dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Jy sien, om te ontvang moet jy glo, God is goed. En dis wat my verstand heeltyd te bowe gaan. Elke keer as ek op die plek kom en ek, wow, Here, U verbaas my net in alles. Elke keer as ek 'n idee het van, okay, weet jy wat, dit gaan nou so gaan,
dan kom die Heilige Gees in en hy verander die atmosfeer en ewe skielik staan ek in awe, want ek het niks wat ek kan sê nie, want hy het alles voorberei. Jy sien, dit is wie hy is. Maar jy moet glo dat hy goed is. Nou kom ons by punt nommer 2, om te ontvang, vra geloof en afhanklikheid. Is dit nie een van die grootste uitdagings nie? Daai woordjie geloof en afhanklikheid in hom. Ek wil vir jou sê, wanneer jy die pad begin stap en jy begin werklik eerlikwaar dit opbreek en jy besef dat wanneer hierdie in plek is, kan die Here net vir jou soveel meer doen. Hy sê in Jakobus 4 vers 2 in die ou vertaling, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig, en julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog, julle het nie omdat julle nie bid nie. Nou in kort kan ek vir jou sê, jy het nie omdat jy nie vra nie. Ons discredit onsself. Ons knip soveel goed kort, omdat die eie ek in die pad is. Sien, Vader gaan nooit in jou eie ek kompeteer nie. Dis nie wie hy is nie. Hy wag totdat jy rustig raak. Hy wag tot jy op die plek kom waar jy besef, Here, ek wil die minste wees sodat U die meeste kan wees. Om te ontvang moet jy oop wees. Kom nou. Is jy regtig oop? Ja, ek lag baie keer as ek met ouens praat en sê, man, ek is soos 'n boek. Dan dink ek het al baie boeke gesien wat toe is. So, jou boeksindroom beteken nie vir my baie nie. Party boeke word so gestapel, en jy is dalk die onderste boek. So wat help dit jy's 'n boek? Sien, om op die plek te kom waar jy oop is, moet jou gees oop wees. Moet jy in 'n kanaal wees waar jy kan sê, Here, hier is ek. Vader, laat dit net so direk na my toe kom. Help my om te verstaan. Want jy sien, as jy nie oop is nie, hoe wil jy ontvang? Want toe is so goed soos jou hande is in jou sakke, maar jy wil ontvang. So raai wat die ou gaan dit dalk vir jou bring, maar ek gaan tot voor Melanie kom en as sy nie haar hande uitsteek nie, gaan dit net hier voorop bly. Dit gaan nooit hare word nie. Maar as ek gereed is en ek sê, Here, ek wil hierdie hê, ek wil alles hê. Dis wanneer dit jou kom volmaak. Die grootste geskenk wat jy kan ontvang, is Jesus self. Nou hoor jy wat sê in Johannes 1:12, in die ou vertaling. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word. En aan hulle wat in sy naam glo. Nou, ons moet dit baie mooi opbreek, maar almal wat hom aangeneem het ons almal hom waarlik aangeneem. Jy sien, as ons almal hom aangeneem het, hoor gou wat gee hy dan vir jou? Aan hulle, so aan ons het hy mag gegee, om kinders van God te word. Aan hulle, so aan ons, wat in sy naam glo. Is dit waar ons is? Of is dit net weer 'n baie mooi skrif? Daai vers is so mooi. Is dit 'n mooi skrif of is dit jou skrif? Het jy hierdie skrif gevat en gesê, ek maak dit myne? Here, maar ek vat hierdie. Ek wil U as my grootste geskenk in my lewe hê. En ek wil U daar hou. Jy sien, daar's nie soveel uitdagings nie.
Jy maak dit so moeilik. Jy sit jouself op 'n plek waar jy dink jy staan voor 'n toe deur, maar daai deur is al lankal van sy skeniere afgehaal. Jy sien die God wat ek aanbid, maak nie net deure oop nie, hy verwyder dit. Hy slaan mure plat, want weet jy wat die woord sê, ek sal berge versit vir jou. Nou as hy berge sal versit vir jou, kom aan, hoekom maak ons dit so moeilik? So ek wil vanoggend vir jou vra, wat wil jy ontvang vanoggend uit die hand van Jesus? Jy sien, dit moet vanoggend jou uitroep wees. Nie, Here, ek het hierdie lysie. Ek het een ding besef. Ek begin altyd by die ding wat die belangrikste is vir my, om my nader aan hom te kry. En die ander val outomaties in plek. Want 'n lysie is baie keer 'n baie gevaarlike ding. Want jy begin bo, en eintlik wil Jesus vir jou die hele steen gee, sodat jy die res kan verstaan. Dis waarom ons baie keer so lank wag. Maar vanoggend in die gees kan jy die besluit neem om te sê, Here, vat die lysie weg en maak my gees oop dat ek vanoggend verstaan wat ek nie net wil nie, maar moet ontvang uit die hand. Is dit nie snaaks dat die Here baie keer mense gebruik vir genesing wanneer hulle self veg met siekte in hulle liggaam? Want jy sien, jy weet waar die pad is om staande te bly. Dis waarom ons bly huil as dinge 'n bietjie swaar gaan. Maar nêrens in daai Bybel, van Genesis tot Openbaring, sê hy dit gaan smooth sailing wees nie. Nêrens gee hy vir ons 'n prentjie van, dit gaan so lekker wees, dit gaan so maklik wees. Nêrens sê hy dit nie. As ons kyk waardeur die disippels en Jesus gegaan het, en die navolgers, het ons dit so lekker. Maar ons huil oor die klein goedjies, omdat mense my nie raak sien nie, omdat ek nie kan sê wat ek wil nie, omdat dit nie gaan soos ek wil nie, omdat. Ek wil vanoggend vir jou vra, wat wil jy ontvang by Jesus? Nie by die kerk nie, want by die kerk kan jy niks ontvang nie. By my kan jy niks ontvang nie. Wat wil jy vanoggend ontvang uit die hand van ons Vader? Jy sien, as jy daai vasgemaak het, en jy begin dit jou uitroep maak, jy begin dit jou gebed maak, wil ek vir jou sê, gaan jy dit ontvang, want dit is wat die woord vir ons gesê het. In Markus, reg in die begin, as ons kan net teruggaan na dit toe, en ek wil hiermee afsluit, want jy sien, hierdie is die belangrikste, en alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Hoe maklik was dit? En tog maak ons dit so moeilik. Jy het nie 'n sekere naam nodig nie. Jy het nie 'n sekere van nodig nie. Jy het nie nodig om uit sekere kringe uit te kom nie. Jy het net Jesus nodig. Jy het net nodig om in sy teenwoordigheid te kom. Jy het net nodig om op die plek te wees waar jou uitroep direk is aan hom. Wat jy in gebed vra, sal jy ontvang. Dis dit. En ek wil volgend vir jou dit sê. Is dit nie snaaks dat meeste ouens wat sekere goed in hulle liggaam het wat uitstaan, is so gefokus op daai siekte of omstandighede, dat dit jou eintlik verder weghou van die Here af. Kom ek sê vir jou ietsie, wat ook al hier binne ingaan, is nie my probleem nie, en is ook nie my bekommernis nie,
My grootste bekommernis is om naby Jesus te wees. Die enigste ding wat ek as Paul Smith die heeltyd vir die Here vra, Here, ek wil net meer, ek wil net nader wees aan U. Ek wil U net ervaar in alles wat ek doen. Ek wil weet dat die Heilige Gees my moet stop of my moet laat gaan. Die res maak nie saak nie. Hoekom? 2 Korintiërs 5 leer ons van die tentwoning. Hoekom wil ek hierdie tent so fancy maak? Dis 'n tydelike. Maar hier binne, ek wil daardie gemaklikheid hê om te sê, Here, Vader, soos ek alles oorgee, so ontvang ek U grootheid, U guns, U liefde. Dis wat saak maak. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie Here, dat ons volgend op die plek is waar ons kan sê, Here, ek is gereed om te ontvang wat U vir my wil gee. Vader, help my om volgend nie vas te kyk in daardie lang lysie. Here, ek het net U nodig. Vader, ek het nodig om U teenwoordigheid te ervaar. Ek het nodig om vanoggend op die plek te wees waar ek weet, Here, ek gee alles oor aan U. Vader, as mens kan ek nog steeds nie glo dat U soveel toelaat in my lewe nie. Maar Here, ek wil nie dink aan die moedse moenies nie. Ek wil net voor U staan en sê, Here, wat U wil in my lewe is. Here, is ek mee gemaklik? Vader, is ek gereed? Here, laat dit so wees, Here. Ek bid vanoggend, Here, vir manne, vroue, kinders, Here, wat dalk nie verstaan hoekom daar genesing nie plaasvind nie. Vader, ek bid, Here, dat hulle eerstens net sal oorgee. Vader, en dat hulle gebed sal wees om meer van U te hê. Here, want daai genesing gaan kom sonder dat hulle dit besef, sonder dat hulle fokus daarop is. Daai deurbrake, daai seer. Here, U kan harte heel maak, Vader. Wanneer die wêreld dalk dink dit is onmoontlik. Daar's te veel seer wat plaasgevind het. Here. Dankie dat ons nou by U genesing ontvang. Dankie vir heelmaking, Here. Dankie dat ons uitroep kan wees, Jesus Christus. Ek bid, Vader, dat die Heilige Gees vanoggend net die leidsman sal wees in elke gesin. Ek bid vir die wat nie hier kan wees nie, vir die wat ingeskakel is. Here, bid ek vir radikale verandering. Ek bid, Here, dat manne en vroue en jong mense op die plek sal kom, dat hulle honger so intens sal wees na U, dat niks anders saak maak nie. Ek bid, Here, dat ons op die plek sal wees, dat ons nie meer denominasies raak sien nie, maar dat ons net in die teenwoordigheid van Jesus Christus wil wees. Dat ons sal begin hande vat, dat ons mekaar sal begin toemaak, Here. Dat ons net sal bid, Here, sodat elke huis kan ontvang. Vader, want dit is al wat saak maak. Ek bid nou, Here, dat ons die seën van Jesus Christus sal ervaar. Vader, dat wanneer ons hier uitstap, Here, dat daar die laste net sal wegwees. Here, dat ons sal los wees en vry wees. Ek bid, Vader, dat ons nou Jesus Christus sal ontvang. In Jesus naam. Amen.